Gaan aan met die reeksie Jesus as hoof van die kerk. Ons is besig om te kyk daarna in die lig van Openbaring 1 en Openbaring 2. Ons gaan kyk na die 7 briewe. Jesus as hoof van die 7 briewe waarin hy, ons gaan nie na alles in die 7 briewe kyk nie, maar ons gaan basies kyk na die openbaring wat Jesus van homself gee in elkeen van die briewe en dan ook openbaring van Jesus in hoofstuk 1. Soos ek vir laas week gesê het, die boek Openbaring gaan eintlik oor om 'n openbaring oor Jesus te kry. En ek dink baie maal lees 'n mens dit moet nou versigtig wees want jy lees dit nie verkeerd nie. Ek meen daar's baie detail in die boek en snaakse goed en goed wat moeilik is om te verstaan te word. So dis nie 'n verkeerd om dit so te lees en daai goed na te, dis nie wat ek sê nie, hoor, ek bedoel net die eerste oppervlak waarop jy dit moet lees is om Jesus in dit te soek, want dit wil hom openbaar en iets van hom deurgee. Dis waaroor dit geskryf is en dis die enigste boek in die Bybel wat praat van daar's 'n blessing of 'n seën vir die leser daarvan. En die seën lê daarin nie noodwendig om al die profesieë en al die dinge van die tye te verstaan nie, maar die seën lê daarin die feit dat Jesus homself openbaar en in die openbaring van wat Jesus van homself deurgee in die boek Openbaring is daar vir jou hoop. Maak nie saak hoe die tye lyk nie, maak nie saak wat die profesieë sê nie, maak nie saak waar ons op die tydlyn is nie, dit wil vir jou hoop gee, en dis een van die groot blessings. So dit moet altyd gelees word in die lig van 'n openbaring van Jesus Christus, soos wat jy sien in vers 1, die openbaring van Jesus Christus. Dit is beide, dis openbaring wat hy nou deurgee, maar is ook openbaring van hom. Jy gaan baie goed van Jesus hier kry, wat jy byvoorbeeld nie van Jesus vind in die 4 evangelies nie. Ek het vir jy laasweek genoem, Jesus van Nasaret openbaar God die Vader. Dit was sy hoofdoel, om net te doen wat hy by die Vader sien en hoor. Hy het vir ongelowige Thomas gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So een van die groot take van Jesus in die 4 evangelies was om God die Vader se hart te openbaar. Dis nie noodwendig nou meer die taak nie, dit is afgehandel. Openbaring gee 'n ander tipe openbaring van Jesus. Dit gee openbaring van Jesus as die opgestane Here, as die een wat sit in die regterhand van die Vader in die troonkamer, as die hoë priester, as die leeu van Juda, as die een wat oorwinnend is. En dit is 'n bietjie 'n ander prentjie van hom. Dis nogals interessant as jy die volgende lees. Dink net hoe anders moes dit vir Johannes gewees het hier op die eiland van Patmos, waar dit aan hom geopenbaar is. Hy het Jesus in sy vlees was hy die geliefde disipel, hy's die een wat op Jesus se bors gelê het. Was baie intiem met Jesus. Was eintlik die naaste aan Jesus van al die 12. Maar kyk gou toe jy hierdie Jesus sien, wat is sy reaksie? Ek wil dit gou vir u lees. Vers 17. En toe ek hom sien, onthou hierdie is Johannes, die geliefde disipel, wat met Jesus in die vlees gewandel het vir 3 jaar, wat op sy bors gelê het, waarvan Jesus gesê het, hy sal nie sterf soos die ander gesterf het nie. Nou, hierdie Jesus wat nou aan hom geopenbaar word, wat homself aan hom openbaar, skep 'n totale ander indruk by hom as Jesus in die 4 evangelies. Dit sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy sê regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Dit is 'n bietjie van 'n verskil, né? In die 4 evangelies lê hy op sy bors. Want dis die beeld wat hy daar van Jesus gesien het. Maar die opgestane Here, die Jesus wat homself openbaar in die boek van Openbaring, die een wat sit in die regterhand van die Vader, die een wat is en wat was en wat sal kom, hierdie Jesus val hy soos 'n dooie aan sy voete neer. Dis 'n totaal en al verskillende reaksie. En een van die redes hoekom ek dit so vir u noem is, vreeslik van hierdie ouens op die televisie, hoe hulle met Jesus joke en te kere gaan, en jong, Jesus is maar amper hulle gelyke, bitter min respek en eerbied vir wie Jesus is, maar ek weet nie met wat sê Jesus het hulle met te doen hier, so met Jesus sit Johannes, en die Jesus met wie hy nou te doen het, wat nou met die kerk praat, ek weet nie of jy hier met hierdie Jesus gaan grappietjies maak nie, asof hy 'n hierd jy is nie, of jy hom gaan rondsjant soos jy wil nie, want dis nie Jesus meer in sy vlees nie, dis die opgestane Here met wie jy nou te doen het, en hy moet geëerbied word, dit is 'n koning hierdie, dit is God met wie jy te doen het. En Johannes het hierdie Jesus baie goed geken en intiem geken.
En hy val soos 'n dooie aan sy voete neer toe hy hom sien, en dan die openbaring wat hy gesien het, vooraf. Laasweek ek het kortliks vir julle gesê, dat Jesus die eerste openbaring wat hy van homself gee, is dat hy is die Alfa en hy is die Omega, hy is die eerste en hy is die laaste. En dan ook, hy is die Almagtige. Nou, begin en einde, eerste en laaste, Alfa en Omega, beteken eintlik, hy is alle tyd. Hy is die begin daarvan, hy is alles tussenin en hy is die einde daarvan. Hy is die volle som van alle tyd. Hy is die volkomendheid daarvan. En almagtig as jy in die oorspronklike taal gaan kyk, een van die bedoelinge daarvan, dit is baie moeilik om in die skrif altyd te sê, nou ek het baie daai tipe fout gemaak vroeër jare, want jy kry 'n openbaring en jy sê jy, dis wat dit sê en dis wat dit sê, maar dit is nie noodwendig al wat dit sê nie. So, ou moet pas op om te sê, dis die enigste ding wat dit sê. Maar een van die dinge wat almagtige beteken in die konteks, is om te sê, he has a grip on it. Hy het sy hand op dit en hy het sy hand in dit. Wat dit wil sê, ek is die Alfa en die Omega, ek is die begin en die einde, en ek is die Almagtige. Beteken die Almagtige het sy hand in alle tyd. Van die begin tot die einde is sy hand in dit en op dit. Dit is die bedoeling wat dit hier wil deurgee aan u en my. En dit wil vir ons hoop gee. Want wat Jesus daar, die eerste openbaring wat hy daar deurgee, is om te sê, maak nie saak hoe tyd lyk nie. Ek het my hand daarin en my hand is op daar en ek het 'n grip op dit. Moenie worry hoe deurmekaar dit vir jou lyk nie. En hierdie is natuurlik die rede hoekom hy dit daar so deurgee as gevolg van die volgende. Ek sou nou nie vanoggend hieroor gepraat het nie, maar ek gaan nou dit sommer kortliks vir julle noem. Vers 14. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu. Een van die openbaringe wat hy van homself gee. Sy hare is wit soos wol, soos sneeu. Waarvan praat dit as jy Spreuke lees? Wel, dit praat van absolute wysheid en insig. Spreuke praat ook van, dit is soos 'n kroon op 'n man in sy jare se hoof. Dit praat van sy koningskap, sy hoofskap, daar's 'n kroon op sy hoof, die feit dat sy hare wit en grys is soos wol, maar dit sê ook, hy is die beliggaaming en die volle som van alle wysheid. Nou, hoekom openbaar hy dit, gee homself so deur as die een met grys hare, met volkome wysheid? Want hy is die Alfa en hy is die Omega. En sy hand is op en in deur al die tye heen. Nou wat is wysheid? As die woord praat van gawe, jy ontvang 'n woord van kennis en wysheid. Kennis beteken niks as dit nie korrek toegepas word nie. Wysheid is kennis op die regte manier toegepas, op die regte tyd toegepas. Dis wat wysheid is. Wysheid is om die kennis wat jy ontvang het, die regte ding daarmee te doen op die regte tyd en op die regte manier vir die regte persoon. Dis wysheid. Wysheid is kennis toegepas op die korrekte manier. Sê byvoorbeeld, die Here sê vir my, hier's Evelyn. Die Here openbaar my, maar Evelyn het 'n hartkondisie. Oor 3 maande, Evelyn gaan 'n hartaanval kry, maar daai hartaanval sal wees tot die glorie van God. Nou het ek daai kennis ontvang. Maar God sê, daai hartaanval sal wees tot die glorie van God, want God gaan hom bonatuurlik genees. Nou gaan ek onmiddellik, want ek het die kennis ontvang, en ek wil nou net hardop vir Evelyn sê, hey my pel, die Here het vir my gesê, 'n hartkondisie, met dokter toe, laat hulle check, en hier sien hulle Evelyn het 'n hartprobleem, sit vir my stent en al, daar gaan Evelyn aan. God kry geen glorie nie, want die kennis was op 'n dwaase manier toegepas op verkeerde tyd, en dit moes nie toe gedeurgegee geword het nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? God wou hê, hy moes 'n hartaanval kry, en het dit aan jou openbaar, maar God het ook vir jou gesê, ek gaan nou oprig van 'n hartaanval, sodat ek glorie en verheerlik kan word daardeur. Maar as jy die kennis ontvang en jy gaan pas so toe op verkeerde tyd, wanneer jy nie moet nie, dan is al die wysheid by die deur uit. En dit wat God wil hê moet want dit maak nie vir jou altyd sin, dit wat jy nou hoor nie, ek moet hier onmiddellik gaan waarsku. Maar weet jy wat God sê? Hy het volkome wysheid. En sy hand is in en op alle tyd. En hy het alle kennis van alle tyd, want hy is die begin en hy is die einde. Daar's niks vir hom versteek nie. Hy is die begin en hy is die einde. Dit beteken hy weet alles. Maar daai kennis van alles
word nie toegepas soos een ek dink dit moet toegepas word nie, want hy is die beliggaaming van wysheid, sy hare is grys. Hy pas die kennis wat hy het, pas hy in wysheid toe, op die regte tyd, op die regte manier, op die regte plek, al maak dit nie vir een my sin nie. Dit kan vir ons baie keer dwaas wees. Want daar's rampe en daar's oorloë en daar's ekonomie wat in mekaar stort en dan floreer die ekonomie weer en daar's 'n tyd van vrede en alles lyk fantasties en ewe skielik die goed gebeur, skit en skit. En dan dink jy maar Here, hoekom tree jy nie in nie? Maar weet jy, God het die volkome tyd van kennis in sy hand. Hy weet alles. En hy weet, nee. As julle almal moes God was, sou julle nou ingetree, trek. Maar jy sien nie alles nie, hy sien alles, so hy weet presies, nee, hierdie ding moet, daarna sal dit, as hierdie ding gaan dit, so hy tree op in volkome wysheid, want hy het al die kennis. Dwaasheid is baie keer kennis op 'n stupid manier toegepas. Maar dis aan een kant hoekom sy hare grys is, wit soos sneeu, wit soos wol, want hy is die Alfa en hy is die Omega, en hy is die Almagtige, en hy het sy hand in en op alle tyd, hy is ten volle in beheer, maak nie saak hoe dinge lyk nie, en hy pas die kennis van wat hy het van begin tot einde, pas hy op die korrekte manier toe, in volkome wysheid, so wat hy vir u wil sê is, don't stress, raak rustig, weet jy maar net, hy is besig om alles met die kennis wat hy het, te orgestreer, want jy sien dit duidelik in die boek van Openbaring, dis 'n boek van hoop, duidelik in die boek van Openbaring, sien jy, hoe alles tot 'n klimaks kom, sien jy, hoe God alles in hierdie lewe georgestreer het, dit het dalk vir die mens gelyk soos dwaasheid, maar God met sy volkome kennis, het in volkome wysheid opgetree, en dan sien jy in die klimaks van alle tyd, en jy kyk terug en dink jy, wow, ek kan nie glo nie, hierdie God is bonatuurlik in sy wysheid, bid vir sy wysheid en sy kennis, want dan maak dit vir jou sin. En dan kom jy in die boek van Openbaring, en dan wil ek vir jou sê, raak rustig, my hand is op alle tyd, ek het volkome wysheid, die kennis wat ek het, pas ek korrek toe, moenie stres nie, dit hoef nie vir jou sin te maak nie, vertrou maar net in my, ek is die Alfa en die Omega, in die boek van Openbaring gaan jy baie duidelik lees, hoe hierdie Jesus, hierdie Alfa en die Omega, die een wat sy hand op alle tyd het, wie die vyand al dink hy vang en hy oorwin, en hy gaan aan die einde, dink hy dalk nog 'n kans om wat ook al te doen, dan sien jy hoe kom die ruiter op die wit perd, en hy gooi hom in die poel van vuur, en hy is die oorwinnende een, en hoe sy kinders, en sy seuns en sy dogters bekleed is met wit, hulle gaan die ewige lewe in, en hulle toegang tot die boom van die lewe, en hulle name is opgeskryf in die boek van die lewe, en hulle is vir ewig in die hemelse Vader triomfantlik. Maak nie saak hoe dit van die begin tot die einde gelyk het nie. Jy moet maar net weet, hy het sy hand op dit alles. Jy kan maar rustig raak, maak nie saak hoe dit lyk nie. Hy het volkome kennis en hy pas daai kennis in volkome wysheid toe en die einde sal wees Jesus, die triomfantlike een en sy kinders saam met hom oorwinnend en triomfantlik. That's all you need to know. You've got a happy ending. Maar jy kan so twyfel, as jy nie Jesus ken as die Alfa en die Omega, en as die Almagtige nie, as die een wie sit met die grys hare, want hy het volkome wysheid, en hy pas al daai kennis perfek toe nie. Dit is belangrik om hom net te glo en te verstaan dis wie hy is, want anders gaan jy twyfel, en jy gaan wil planne maak, en jy gaan in 'n dwaasheid wil optree, want jy hou nie vas in die een wat eintlik sy hand op alles het nie. En dis een van die goed wat die boek Openbaring wil doen, is om aan u hoop te gee, om vir u te sê, raak rustig, raak rustig. Toe draai ek my om, vers 12, om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. 7 goue kandelaars, die eerste ding wat hy sien. En dan sê hy in vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens. So die eerste ding toe hy hom omdraai, sien hy 7 goue kandelaare. Nou in die Ou Testament sien jy die menorah wat een hoofpaal het, en met 7 verskillende kandelaare wat daaruit vloei. Hierdie is anders, dit is 7 los kandelaare, met Jesus in die midde, is nog steeds 'n uitbeelding van die Ou Testamentiese menorah, waarvan Jesus die middelpunt is, want waar sien hy hom? In die oorspronklike taal, daai woordjie wat daar gepraat, hy sien hom in die midde, daarvan kan ook beteken, hy sien hom presies in die sentrum, in die middel, van hierdie 7 los kandelaare. Hy is die middelpunt daarvan. Maar die eerste ding wat hy sien is hierdie 7 goue kandelaare, en in die midde van hierdie 7 goue kandelaare sien hy een wat lyk soos die seun van 'n mens, en dan hoe hy dieper kyk, hoe meer begin hy, hierdie seun van die mens, begin hy Openbaring van kry, stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie. En toe hy dit sien,
toe val hy so dooie aan sy voete neer. Die openbaring was hom te geweldig. Wat is die 7 goue kandelare? Baie eenvoudig, vers 20 antwoorde, dit sê die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, is basies die boodskappers, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So die eerste ding wat jy sien is die 7 goue kandelare, dit verteenwoordig die 7 gemeentes. En dan in die midde van daai 7 gemeentes sien hy Jesus as die seun van die mens. As die seun van die mens. Nou hierdie is 'n belangrike enetjie wat ek vir julle wil deurgee gaan vanoggend. Ek gaan nie baie lank praat nie. Dalk gaan dit so 'n halfuur wees. Die eerste een is beeld natuurlik vir Jesus hier uit as die hoëpriester, as die middelaar tussen God en mens. As jy kyk hoe hy beklee is, sy hoof en sy hare was, dit sê vers 13, is een van die seun van die mens met 'n kleed aan tot op die voet hang en gegord om die bors met goue gordel. Dit is 'n tipiese uitbeelding van Jesus as hoëpriester in sy priesterlike ampt nou as middelaar tussen God en mens, want hy sit in die regterhand van die Vader. Hy tree vir ons in. Eksodus 29 vers 5 sê, en neem die klere en beklee Aaron met die rok en die mantel van die skouerkleed en die skouerkleed self en die borstas en bind hom die band van die skouerkleed om. Eksodus 39 vers 1 tot 3. Hulle het ook kunstige klere van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe gemaak om in die heiligdom te dien. Ook het hulle die heilige klere vir Aaron gemaak soos die Here Moses beveel het. En hy het die skouerkleed gemaak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. En hulle het van die goud dun plate geslaan, dis nou hier, gord. En hulle het dit in drade gesny om dit in te werk in die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en in die fyn linde, nogals mooi, né? 'n kunstige werk. Jo, God is ongelooflik die manier hoe hy goed doen. Hierdie is sy opdragte, né? Want God hou van mooi. Dis interessant, nie noodwendig hoe jy mooi sien nie. Maar God is vol detail, niks wat hy maak is sommer maar net eenvoudig. Daar's ongelooflike goed aan dit. Kom ek lees vir iemand nog enetjie. Nee, toe maar daai is fyn, kom ons hou net by daai. Jy kan baie duidelik sien, Jesus is beklee met die kleed, uit die skouerkleed om sy, gegord daarmee. Jesus staan in die midde van die 7 gemeentes as die hoëpriester, waarvan die Ou Testamentiese hoëpriesters net 'n beeld was van die een wat sou kom. Maar Jesus staan in die midde van die 7 goue kandelare. Nou dit sê hierso, en hulle het ook kunstige klere van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe gemaak om in die heiligdom te dien. So die hoëpriesters het gedien in die heiligdom, en een van die goed wat hulle gedoen het, was om seker te maak dat die menorah in die Ou Testament mag nooit ophou skyn nie. Hy moes dag en nag tot in alle ewigheid moet daai ding skyn. So hulle moes heeltyd daar dien om dit skoon te maak, vol olie te hou, te maak dat die lontjie waardeur dit brand moet reg wees. So hulle het 'n werk gehad met hierdie 7 goue kandelare. Dit klink sommer net daar 7 goue kandelare wat brand. Maar weet jy wat een van hulle jobbe daar was om seker te maak, daai dingetjie gaan nooit dood nie. Nie een vlammetjie mag nie brand nie. Al 7 moet brand. En hulle moet seker maak dit brand. Vir heeltyd, so dan moet gewerk word, werk word ingesit word daar, dit moet mooi gemaak word, dit moet skoon gemaak word, dit moet opgevul word, sodat die lig kan aanhou skyn. En dis een van die beelde wat Jesus hierso het, is as die hoëpriester tussen die 7 goue kandelare, want wat hy in die midde van hulle doen, in die eerste plek is, daar's 'n paar verskillende beelde wat jy daar kan uithaal, maar die een is, hy het 'n werk om te doen tussen die 7 goue kandelare, want die kerk van vandag is die lig van God wat moet skyn in sy heerlikheid. Dis veronderstel om God se heerlikheid na vore te bring. Een het ons lig as kerk en liggaam. Ek praat hier van 'n spesifieke gemeente en hier 7 gemeentes praat van gemeentes in totaliteit. Maar die kerk is daar om soos 'n menorah lig te skyn in die allerheiligste van God. Want ons is in sy koninkryk en in sy koninkryk moet sy lig skyn en een ons lig moet skyn. Maar Jesus wil seker maak hy lig moet skyn. En dis een van die goed wat hy nou hier gaan doen deur middel van die 7 briewe. Hy het 'n dienswerk om te verrig. Die belangrike ding wat ons natuurlik ook hier sien, maar dit kom verder in deel van die Openbaringe. U sal nou sien, kom ek lees net gou vir hy gee hierso in die 7 gemeentes, is daar elke liewe keer begin dit met 'n openbaring van homself. Dan, normaalweg begin dit
met iets wat hierdie gemeentes goed en reg doen. Daar's 7 van hulle. Dan na dit is die orde altyd iets wat hulle nie reg doen nie, iets wat hulle kort kom, behalwe die gemeente van Philadelphia, kom niks kort nie. Daar's geen vermaning vir hulle nie, die res het almal 'n vermaning. En dan kom die openbaring daarna, wat jy sal ontvang wanneer jy oorwin. Dis basies die samestelling, elke ding het 5 punte wat hy deurgee daar. Maar wat Jesus hier doen is, wat doen hy? Wanneer hy nou in hierdie gemeentes inbeweeg, hy doen die werk van die hoofpriester soos wat die Ou Testamentiese priester dit gedoen het. Hy is besig om dienswerk te doen in die midde van die 7 kandelare. En wat doen hulle? Hulle maak hom skoon, hulle maak hom blink, hulle maak seker dat die olie, die goed wat moet uit, haal hulle uit, die stof haal hulle af, die lontjie waar die daar gebrand word, hulle moet seker maak, daai ding word heeltyd vervang en is nuut en daar's genoeg oor en wat ook al. En hier kom Jesus en hy's besig om, soos die Ou Testamentiese hoofpriester tussen die 7 goue kandelare en hy sal kom en sê, okay, hierdie dingetjie is alright, hierdie ding blink nog, hy kan net so bly. Nee, hierdie gemeente kort 'n bietjie olie, ek sê vir jou met olie ingooi, hoorie Boeta, jy gaan moet watch, hoekom is jou olie so laag? Jy sal hierdie en hierdie moet begin reg doen, sodat dit so en so kan wees. Die gemeente van Efese, jy het hierdie en hierdie ding wat jy haat, wat jy het, maar die ander ding is, jy het jou eerste liefde verloor. Hy is besig om blink te maak en hy is besig om skoon te maak, hy is besig om vol te maak en hy is besig om weg te vat. Dis wat hy besig in die 7 briewe is, dit eintlik sy priesterlike dienswerk in die midde van die 7 gemeentes. Hy wil werk in u midde. Hy wil hê u lig moet skyn en hy sal als in sy vermoeding dat die lig aanhou skyn, as u hom maar net toelaat om met u te werk. Dit beteken nie, dit gaan altyd lekker wees nie. Want om skoongemaak te word en gebaf te word en gevryf te word dat jy blink, is nie altyd lekker nie. Maar daai vlammetjie moet skyn. Daai vlammetjie moet skyn. En as daai vlammetjie nie meer skyn nie, dan gaan haal hy hom van sy plek af. Want dit waarvoor hy daar is, funksioneer nie meer nie. Hy's daar om lig te gee. En as hy nie meer lig gee nie, dan kan hy maar net so wel verwyder word. Soos jy verder sal sien, soos wat ons aangaan. Maar die eerste ding wat hy doen is, hy verrig sy hoofpriesterlike diens, om dienswerk te doen, tussen die 7 goue kandelare en met die 7 goue kandelare. Hy is natuurlik ook in die middel, want hy is die sentrale punt, waarop al 7 eintlik hang. Dit sê hierso in Efesiërs, wil ek net vir julle lees, Efesiërs 4, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Maar jy sien, dit wat die liggaam aan mekaar hou, is die hoof. Die hoof hou dit aan mekaar, die hoof laat dit groei, die hoof laat dit brand. En Jesus is besig om sy werk te doen in u midde. Dis die een betekenis daarvan. Kom ons gaan gou aan. Hierdie is vir my seker die mooiste. Hy word geopenbaar as die hoofpriester in die midde van die 7 goue kandelaar. Hy is bekleed soos een. En Johannes verstaan baie duidelik wat is die dienswerk van die hoofpriester in die Ou Testament in die allerheiligdom met die menorah en tussen die kandelare wat daar in die allerheiligste was. Hy verstaan dit. Hy is bekend met die beeld. So hy weet dit wat Jesus nou gaan deurgee aan die 7 gemeentes is sy dienswerk en waarmee hy besig is, die werk van 'n hoofpriester om skoon te maak, op te vul, te maak seker is alles reg sodat die lig kan brand. Die bediening aan die briewe vir die 7 gemeentes is sodat hulle lig helder kan brand. Hulle skoon kan wees, hulle blink kan wees, hulle vol kan wees. Die ander beeld wat Johannes hier sien, is hy sien Jesus as, hooflik om hy toe dit praat van Jesus as die hoofpriester. Want die goed wat hy hierna sien is lyk nogals rof. Maar hy sien hom bekleed as 'n hoofpriester besig met sy dienswerk, maar hy sien hom as een soos die seun van 'n mens. Soos die seun van 'n mens. Dis almal ongelooflik mooi vir my wat eintlik, jy weet, hier na vore kom. Natuurlik baie duidelik ook, Jesus word baie mal in verskillende plekke op die Bybel word daar van hom geopenbaar en gepraat as die seun van die mens en daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor. Byvoorbeeld Daniël 7 vers 13 en 14 sê,
En ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van daar, to the Ancient of Days, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Van die begin tot die einde. Ek het vir die laasweek deurgegee hoeveel keer die woordjie heerskappy. Jesus heers van begin tot einde. Hy het volkome heerskappy. Jy gaan sien die vorige verse praat dit daarvan sy heerskappy, maar die een wat kom, wat verskyn voor the Ancient of Days, aan hom is gegee koninkryk en eer en heerlikheid, en sy heerlikheid en sy heerskappy is tot 'n einde van dae. Hy het volkome heerskappy, sy hand is volkome op en in tyd, want hy is besig om te heers. Maar Jesus, die seun van die mens, aan wie alle heerskappy en koningskap behoort, en alle nasies en tale sal hom vereer, maak nie saak wat nou aan die gang is, dit gaan gebeur. Lukas 5, Lukas is die een evangelie wat van Jesus praat herhaaldelik as die seun van die mens. Nou, jy kry 4 beelde van Jesus in die boek van Esegiel. Dit praat van, die een beeld is die beeld van 'n arend, die ander een is die beeld van 'n leeu, die ander een is die beeld van 'n bees, en die ander een is die beeld van 'n mens. Nou, lees maar 'n bietjie Esegiel. Daar is eintlik die 4 gesigte van die 4 verskillende evangelies. Jesus in Matteus is die leeu van Juda, die koning van die Jode. In Markus lees jy baie meer van Jesus se werke, want in Markus is hy die werkesel, is hy die bees, die een wat werk. In Johannes is hy die een wat ver verhewe is hy die arend. In Lukas lees jy baie meer van Jesus se swaar kry en smart as in enige van die ander 4 evangelies, want daar word hy openbaar as die seun van die mens, die mens. Jy sal byvoorbeeld baie meer detail daarvan kry in Getsemane as in enige een van die ander 4 evangelies. Wat hè? Maar in elk geval, in die boek Lukas word Jesus baie duidelik openbaar as die seun van die mens met 'n baie spesifieke doel. Ek lees net gou vir julle 4 en dan gaan ek vir julle deurgee hoekom hy homself daar so openbaar. Soos nou klaar, julle moenie hy, hoe lank is dit nou? 27, ek het julle gesê 30 minute. Lukas 5:24, maar dat julle kan wees tot die seun van die mens mag het om op aarde sondes, sodat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om sondes op aarde te vergewe. En hy sê die seun van die mens, 9 vers 22, en hy sê die seun van die mens moet baie ly en verwerp word. Lukas 22:22, die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is. Lukas 22:69, van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van God, van die krag van God. Hierso word boek van Lukas, nou dis nie die enigste plek nie, word hy baie duidelik geopenbaar as die seun van die mens, want hy is ook 'n mens. En hy het gelei soos 'n mens. En hy was versoek soos 'n mens. En hy het ook gevoel wat die mens voel, want hy het deurgegaan wat die mens deurgaan. Hy was ook op die aarde as 'n mens. 'n menslike atmosfeer, met vleeslike invloede wat op jou indring, met woorde wat mense oor jou spreek, met sekere maniere hoe hulle jou dinge laat voel, ensovoorts. Wat dit maar net wil sê is, Jesus verstaan wat dit is om 'n mens te wees. Nou hierdie is baie belangrike openbaring wat Jesus aan die kerk wil deurgee. Hy is 'n hoëpriester, tans besig met sy hoëpriesterlike dienswerk in die midde van die 7 goue kandelaare. Maar hy is 'n hoëpriester wat ook in die vorm is van 'n seun van die mens, want hy wil eintlik deurgee as 'n hoëpriester verstaan ek jou as mens. Dit sê in Hebreërs, en dit is so kosbaar hierso, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar eet wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En op grond daarvan laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Maar ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie,
maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dis hoekom Jesus in Openbaring, as die hoëpriester, as die seun van die mens openbaar word. Want hy wil hê jy moet verstaan, ons sit nie met 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede en versoekinge medelee het nie, want hy was self 'n mens. Sê gou vir my, as jy deur 'n egskeiding is, weet jy hoe voel dit om deur 'n egskeiding te gaan? Ja. As jy nog nie deur 'n egskeiding was nie, weet jy regtig hoe voel dit om deur 'n egskeiding te gaan? Nee. Sê gou vir my, as jy nou met iemand moet medelee hê, jy wat deur 'n egskeiding is, hoe gaan jou medelee wees? Baie dieper, met baie beter verstand, want jy self daardeur. As die een wat nie daardeur is nie, hy het ook medelee, maar nie in die diepte waarmee die een wat daardeur is, want hy verstaan werklik die emosies, die vrese, die lamheid, die nie eet nie. Hy verstaan die absolute krisis, die verwerping, die pyn, die smart agter dit, want hy self daardeur beweeg. En dis wat Jesus gedoen het. Hy self deur hierdie aarde as 'n mens, en hy was versoek, en hy was gevloek, en hy was gespoeg, en hy was verwerp, en hy was verkoop, en hy was soos niks ag nie, en sy eie mense wou hom nie, en hy is deur al die hel wat as mens kon gaan, hy was deur sy Vader verwerp. Hy is gegeesel, hy is gepynig, hy is nie geglo nie, hy is as 'n leienaar gesien, hy is valslik beskuldig, hy ken al die volle spektrum van menslike emosies waardeur hy gegaan het, en daar staan u hoëpriester. En weet jy wat is nou so kosbaar vir my van dit? Nou staan hy daar. En nou moet hy intree vir Chart. Nee, wag, ek gaan nie nou 'n grappie maak daaroor. Ek wou nou 'n grappie maak oor iets. Hy moet intree vir Chart. Weet jy, Chart het sy meer verloor in 'n situasie. En dit wat gebeur het, het hom so geïrriteer, hy kon dit nie meer handle nie. En toe tree hy verkeerd op. En nou staan die middelaar bo en sê, Here, staan Chart by my, want hy kan nie vroeg met vrymoedigheid nader, want hy weet, ek verstaan waardeur hy is. Ek weet hy sê meer verloor, ek weet hoe voel hy. Here, toe ek, en nou tree in vir Chart, Here, vergewe tog vir Chart, want Here, ek was hier op aarde, ek weet hoe Chart voel. Mense met my ook so, ek kon ook sekere situasie amper nie, daai dag toe ek hy duiwe mense daar uit mekaar het kap en goed, ek was beheerd, maar dit wat in my binnewêreld verrommel het, ek weet wat in sy binnewêreld begin oppop, en Here, ek verstaan, so Vader, ek weet hoe hy voel, nou kan hy beter vir jou intree, Chart, want hy het hom ook vervies, hy het net nie gesondig soos jy nie, jy het gevloek, hy nie, ek het nie of jy gevloek het, hoor? Ja, ek ook. Maar nou in elkeen van die situasies waarin u vou en die trap verkeerd en die doen verkeerd, staan Jesus daar as 'n hoëpriester in die vorm van die seun van die mens. En hy kan medelee met u, want hy was versoek nes u. En hy's besig om u te bedien, en nou wanneer hy vir u intree, kan jy maar weet as jy daar langs hom staan, hy praat nie teen u nie, maar hy sê vir God die Vader, Here, ek verstaan wat hierdie persoon deurgaan. Here, ek het begrip daarvoor. Hierdie goed het myself geraak toe ek op aarde was. Hy kan baie dieper en met baie meer wysheid en met baie meer insig vir u intree nou vir God die Vader as 'n middelaar, omdat hy self soos 'n mens op die aarde deur is wat u deur is. En hy staan nie daarbo en het geen medelee met dit wat in die lewe aangaan nie, want hy verstaan. As 'n hoëpriester verstaan hy. Maar dit beteken ook nie, hy los jou so nie. Dis hoekom hy besig is met dienswerk tussen die 7 goue kandelare. Want hy is besig om daai goed waarmee hy medelee het, en wat hy voor die Vader moet intree. Hy is besig om dit skoon te maak, en hy is besig om dit te verfyn, en hy is besig om op te vul, hy is besig om uit te haal, en hy is besig om dit te laat glinster en te laat skitter, en hy is besig om die vlam te laat loog brand. Maar terwyl hy besig is om skoon te maak, daai wat moet af, kan hy mee intree. En hy het medelee daarmee. Maar sy dienswerk los u nie net waar u is nie. Dit wil u verander, dit wil u skoonmaak, dit wil u volmaak, dit wil u bemoedig. Kyk net gou hoe doen hy dit in die 7 briewe. Hy begin altyd met iets positief. Wat doen daai positiewe? It fuels the flame. Is dit nie?
Maar jy doen dit reg, hoe goed voel jy nie as jy eers maar jy dan mooi gedoen hierso nie. Dan wil jy net sommer, jy weet, en dis wat Jesus doen, hy is besig om die olie vol te maak. Maar hy kan ook sien, die lampstander is vuil, hierdie ding doen jy nie reg nie, dit moet skoon, maar dit moet blink. Ek sien hier soos 'n paar klaggies in die lont, wat die vlammetjie brand, maar hy's klein. Kom ons maak vol die olie, dit doen jy goed, maar my broer, hierdie moet verander. En hy haal dit weg, en nou kan hy weer, en daar gaan die vlam weer. Maar hy los dit nie so nie. Hy het medelee daarmee, want hy verstaan volkome. Maar hy gaan jou skoonmaak en hy gaan jou opvul. Met goed wat jy reg doen en goed wat jy verkeerd doen. En u en ek moet luister en verstaan en reageer op die roepstem van die seun van die mens, die hoëpriester, wat sy hand op alle tyd het. Amen.